Deuteronomium 10. Terwyl ons daarna toe blaai, wil ek miskien net so vinnig noem oor vanaand met ons aanddiens. Ons gaan nou nie 'n gewone aanddiens hê nie, maar vanaand gaan ons dit meer soos 'n Bybelstudie hanteer en ons gaan vanaand so 'n bietjie praat oor persoonlike stilte tyd en wat 'n rol dit speel, hoe belangrik dit is, hoe benader 'n mens dit. So u is dan ook meer as welkom om vanaand so saam te kom gesels oor persoonlike stilte tyd. So dit is wat ons vanaand so vinnig oor gaan praat. Maar vanoggend begin ons hier by Deuteronomium 10. Ons lees vanaf vers 10. En ek het op die berg gestaan, soos die vorige dae, 40 dae en 40 nagte lank. En die Here het my ook die keer verhoor. Die Here wou jou nie in die verderf stort nie. Maar die Here het vir my gesê, staan op, gaan heen om voor die volk uit verder te trek, dat hulle kan inkom en die land in besit neem, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel en hom lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan. Kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Maar net aan jou vaders het die Here 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê. En hy het hulle nageslag na hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is. Besny dan die vooruit van julle hart, en verhard julle nek nie verder nie. Want die Here julle God is die God van die gode en die Here van die Here, die groote, magtige en gedigte God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie, wat reg verskaf aan die wees en die weduwee en die vreemdeling liefhet, sodat hy hom brood en klere gee. Daarom moet julle die vreemdeling lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipte land. Die Here jou God moet jy vrees, hom moet jy dien, hom moet jy aanhang en by sy naam sweer. Hy is jou lof, hy is jou God wat hierdie groot en vreeslike dinge wat jou oë gesien het, aan jou gedoen het. 70 siele sterk het jou vaders na Egipte afgetrek, maar nou het die Here jou God jou gemaak soos die sterre van die hemel in menigte. En die van u wat nou die woord baie goed ken, weet dat net hier is ook 'n vervulling wat aan Abraham gemaak is, so wonderlik ook om dit te sien, maar daarop is ons fokus nou nie vanoggend nie. Ons fokus is op Deuteronomium 10 vers 12, wat sê, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou? En dan saam met dit, ook Micha 6 vers 8, wat sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is, en wat vra die Here van jou? So ons praat vanoggend oor, wat verwag die Here van sy kinders? Ons hoef nie te wonder nie, die woord is baie duidelik daar, ons kan weet, wat verwag die Here van sy kinders? Maar voordat ons daarby stil staan, kom ons buig die hoofde en ons bid net eers saam en dan sal ons na die woord toe gaan. Kom ons buig die hoofde. Wonderlike Here, ons kom maak u naam groot. Here, soos elke sondagoggend wat ons by mekaar kom, elke sondag aand, Here, ons is hier om u te verheerlik, ons is hier om u naam groot te maak, Here, soos ons gesing het ook, grote God, aan u die eer, Here, want aan u kom toe al die eer, al die aanbidding, al die lof van ons harte, Here, as ons maar net deur u woord gaan en ons leer van u, dan kan ons nie anders nie, Here. Ons dink daar aan die disippels wat toe u hulle gevra het, wil hulle nie ook maar weggaan nie, wat hulle gesê het, waarna toe sal ons gaan, Here? En so voel ons, Here, waarna toe sal ons gaan? U is ons Heer, u is ons meester. Ons het u nodig. Ons wil aan u voete sit, ons wil u woord hoor.
En so bid ons, Here, dat U woord vanoggend sal uitgaan in waarheid, dat U Gees vir ons die woord sal oopbreek, dat U Gees vir ons hierdie woord aan ons harte sal vasmaak, en dat die woord nie gesteel sal word nie, dat die woord nie weggewaai sal word nie. Here, ons lees ook so in die woord van die saaier, en ons weet hoe maklik kan daardie woord verlore gaan. Here, maar ons bid, dat U dit sal vasmaak in ons harte, dat daardie woord op goeie grond sal val, dat dit sal groei in ons lewens. En so bid ons ook, Here, vir ons gemeente. Ons dankie, Here, dat U die gemeente gestig het, dat U die gemeente vir soveel jare onderhou het, en dat U die gemeente ook laat groei, Here. Kan ons net vir U dankie sê daarvoor, en ons hou ook aanbid, dat U die gemeente sal laat groei, dat U mense sal stuur om deel te word, dat ons sal uitbrei, dat ons van krag tot krag sal gaan, Here, en dit alles vir U. Ons bid ook so, Here, en sê dankie dat U betrokke is by die gemeente. Ons bid vanoggend daar in die konsistorie ook, oor in Openbaring, Here, waar U wandel tussen die kandelaars, wat net sê dat U betrokke is by U gemeentes. U is daar. U is nie daar in die hoogte en van 'n afstand af kyk net wat gebeur nie, maar U is betrokke. U werk in die gemeente. U is bewus van wat gebeur, Here, en U is so die hoof van ons gemeente, en daarom bid ons, Here, dat U hierdie gemeente sal bestuur, dat U hierdie gemeente sal vashou, en dat U ons sal laat groei, en kan ons net vir U kom dankie sê daarvoor. Here, ons bid ook vir die in ons gemeente wat siek is. Ons het daardie lang gebedslys gesien met elke naam wat daarop is, en ons bid dat U so met elkeen sal wees. Here, ook oom Thys wat aansterk na die prosedure, dat U vir hom en tannie Martie ook sterk sal hou in hierdie tyd. En ook so elke ander een, Here, ons hoor ook van mense wat sukkel met griep en verkoue en sinus en wat sukkel met hoes en hierdie tipe goed, Here, dat U ook so met hulle sal wees, dat U daardie genesingswerk sal doen, en ook die wat daarmee werk, Here, ons het mense in ons gemeente wat verpleegsters is, wat in apteke werk, wat met die medisyne werk, en ons bid vir elkeen van hulle, Here, dat U ook in hierdie tyd, hierdie wintertyd, dat U hand oor hulle sal wees. Ons dankie, Here, dat ons so vir ons mense kan kom bid. Ons sê ook dankie dat ons Vrydag aand as gemeente kon saam staan en saam op ons knieë gaan en U aanroep, en dank ons U, Here, dat U ook daardie gebede aanneem en dat U dan so intree. Dankie, Here, dat ons op U kan vertrou. Ons vertrou U ook nou vir hierdie oomblikke wat ons by mekaar is, Here, dat ons U stem sal hoor, dat U geesvaardig sal wees, dat ons U teenwoordigheid sal ervaar. En help ons ook, Here, om nie net hoorders te wees nie, maar ook daders van die woord, daders van dit wat ons hoor. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons praat dan oor daardie gedagte, wat verwag die Here van sy kinders? So, ons kyk eintlik hoofsaaklik vanoggend na Deuteronomium 10, maar ook saam met dit dan daardie vers in Micha 6. Dit is eintlik 'n opsomming van wat die Here van sy kinders verwag. In Deuteronomium sê hy, wat verwag die Here van Israel? En dan in Micha praat hy van, o mens, waar het die Here jou nie bekend gemaak nie, o mens. Maar dit is verse wat Christendom op 'n baie eenvoudige manier uiteensit, wat dit beteken om 'n kind van die Here te wees. Wat vereis die Here van sy kinders? Wat is sy wil vir hulle? En dan die woord wat ons vandag gebruik, wat verwag hy? En so is daar baie wat ooreenstem tussen hierdie twee gedeeltes, en ons sal so hier en dan daaraan raak, maar soos ek sê, ons fokus is meer op die verse in Deuteronomium vanoggend. En hierdie verse is nadat Moses die tweede keer daar op die berg van verheerliking kom, hy moet die wet van die Here ontvang, en hy moet dit vir die volk gee. Die eerste keer, het die Here vir Moses die kliptafels gegee, en die tweede keer moes Moses dit self uitkap, en hy moes daai kliptafels opvat, en so het die Here dan met sy vinger op daardie kliptafels geskryf, nadat Moses natuurlik die eerste keer moes afgaan. Die volk het die kalf gemaak, en Moses het die kliptafels stikkend gegooi. Die tweede keer het hy weer opgegaan, hy het die boodskap van die Here ontvang, en ons het hier gelees, daai 40 dae, 40 nagte, het hy die boodskap gekry. En die opskrif van hierdie gedeelte, ek weet nie of u dit opgelet het nie, was 'n nuwe vermaaning tot gehoorsaamheid. So en die Here sê presies vir die volk wat hy van hulle verwag. En so is hierdie twee verse nie net vir die volk daar gewees nie,
maar dit is uiteindelik op toepassing vir alle kinders van die Here, reg deur die woord van God, totdat die Here eendag sy kinders sal kom haal. Dit is wat die Here nog altyd van sy kinders vereis het. Dis 'n opdrag, dis die wil vir hulle lewens, en dis dan natuurlik nie iets om ligtelik op te neem nie, maar dis iets om na te strewe. En ons kyk so dikwels na daai woorde van Paulus, ek jaag daarna asof ek dit kan gryp. Dis iets om na te strewe. En so ook met die vers in Micha. In Micha, ongelukkig is dit van die verkeerde kant af. Die opskrif is, God twis met Israel oor die boosheid van die volk. Hulle het verkeerd gedoen, hulle het verkeerdelik opgetree, en in vers 8 sê die Here vir hulle, maar ek het vir julle gewys. Het ek jou nie bekend gemaak nie, o mens? Die Here het vir hulle gewys wat hy van hulle verwag. Steeds het hulle verkeerd opgetree. So daar twis die Here met hulle, want hulle het nie reg opgetree nie. En dit is natuurlik nie 'n fout wat ons as kinders van die Here wil maak nie. Ons wil weet wat verwag die Here van ons, en ek dink dis 'n vraag wat baie mense vra, veral daar buite, maar hoe meer mense die woord lees en hoe meer jy van die woord leer, hoe minder word daardie vraag. Maar mense daar buite vra altyd, wat verwag die Here vir my? Wat is die Here se wil vir my? En dan baie keer is dit menslike opinies, dis ander se opinies, daar's baie verskillende dinge. Maar op die einde van die dag, wat sê die woord? En hierdie 2 verse kom sit presies uiteen wat die Here van sy kinders verwag. En hierdie 2 verse is nog net so belangrik vandag, nog net so relevant, soos wat dit in daardie tyd vir Israel was, wat in die woestyn wag op die woord van die Here, so deur Moses. Die Here se wil vir sy kinders het nie verander nie. Hy vereis dieselfde. Kyk net na die vers in Deuteronomium. Hy sê, en nou, en dan kan ons eintlik daar invoeg, kinders van die Here vandag, wat eis die Here jou God van jou? So leer ons mos die Here ken in die Ou Testament, ons leer sy karakter ken. Ons sien wie hy is, en so ook wat sy wil is. En ons kan ook nie nalat om die laaste woorde in vers 13 te noem nie, waar die Here sê, dat dit met jou goed kan gaan. Dat dit met jou goed kan gaan. Daardie woorde het ook steeds betrekking op ons. Hoeveel keer het ons nie al na daardie beginsel in die woord gekyk nie, waar die Here sê, as jy, dan sal ek. As ons doen wat die Here van ons vra, as ons doen wat die Here verwag, dan sal dit ook goed gaan met ons. En ons gaan nou nie vanoggend definieer wat is goed gaan nie, maar dit is op verskillende wyse. Dit kan geestelik wees, dit kan fisies wees, op verskillende maniere wees, maar dit sal goed gaan met ons. Ons sal die Here se werking in ons lewens sien, soos met Israel. Toe hulle die Here dien, toe gaan dit goed met hulle, en hulle stap 'n pad met die Here. En die Here het nasies in hulle hande gegee, hulle het groot nasies verower, sodat die Here se naam die hele land deurgegaan het. Ons het gesien hoe die Here die Jordaan vir hulle oopkloof. Hulle het gesien hoe werk die Here, wat doen hy in hulle lewens. Maar toe hulle nie luister nie, toe natuurlik draai die storie heeltemal om. So kom ons vra vandag vir onsself daar die vraag as kinders van die Here, die basiese beginsels van die Christelike lewe, wat verwag die Here vandag van my? En so kom die Here met dit wat hy sê, wat eis die Here? Hy kom met dit, het ek jou nie bekend gemaak nie, o mens, wat verwag die Here van my? Want as ek dit doen, dan sal dit goed gaan met my, veral geestelik. Ek sal vrede en vreugde ervaar van die Here. Maar as ek dit nie doen nie, dan sal ek in 'n geestelike woestyn wees. So kom ons gaan kyk. Wat verwag die Here van sy kinders? En dan sal ons sien of ons dit doen of nie. Ons eerste gedagte, en dis wat ek vir u gesê het, hierdie vers voor op die blaadjie, waar dit so ooreenstem, ons eerste gedagte is, die Here verwag dat sy kinders hom vrees. Deuteronomium 10 vers 12. En, dis iets wat reg deur die woord van God is. Ek praat een keer met iemand wat net hier om die draai bly van die kerk, en hulle sê vir my, hulle dink, die grootste probleem is, mense lees die Bybel en dan lees hulle oor die woord vrees. Hulle wil dit nie raak sien nie, hulle wil dit nie lees nie, maar tog eis die Here, daar in Deuteronomium 10 vers 12, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees? So eenvoudige vereiste, vrees die Here.
En dit was baie keer die volk se probleem, want dink bietjie aan wat hulle alles gesien het. Hulle het gesien hoe die Here die pla na Egipte toe stuur. Hulle het gesien hoe die eersgeborenes doodgaan. Hulle het gesien hoe die Here daardie water voor hulle oop kloof en hulle op droë grond kan deurtrek. Hulle het gesien hoe verdrink die hele Egiptiese weermag daar in die rivier. Hulle het die krag van God fisies gesien. En tog het hulle so maklik teen die Here opgetree. Tog het hulle so maklik gesondig, tog het hulle so maklik 'n goue kalf gemaak, tog het hulle so maklik teen die Here murmureer. So daar was nie op hierdie stadium 'n vrees gewees nie. Na alles wat die Here gedoen het. En daarom leer die Here hulle. Hy verwag dat sy kinders hom sal vrees. En dis vir my 'n baie moeilike konsep om te verduidelik. Ek weet in die verlede het ons baie keer gesê, of predikante het gesê, dis nie soos om bang te wees nie, maar ek dink 'n mens kan dit nie so eenvoudig uiteensit nie, want daar is 'n tipe van 'n vrees, maar dis ook eerbiedig, dis 'n gesonde respek, dis 'n vrees vir 'n lewende heilige God. Dink bietjie aan hoe die Bybel karakters, hoe hierdie mense in die Bybel opgetree het in die teenwoordigheid van die Here. Dink hoe hulle opgetree het as hulle die stem van die Here gehoor het. Wat 'n vrees was daar gewees. Daai diepe respek en dan om iemand in daardie respek, daardie eerbied te hanteer. Nou die rede hoekom ek sê dis 'n moeilike konsep om te verduidelik is vroeër jare dink ek het mense dit baie gesien. Mense was eerbiedig gewees teenoor persone soos onderwysers, dokters, werkgewers, maar vandag sien ons nou natuurlik 'n hele ander storie. En selfs hoe kinders teenoor hulle paas opgetree het. Dink miskien aan iemand wat u baie respekteer of in die verlede respekteer het en hoe 'n mens daardie persoon hanteer. Hoe 'n mens daardie persoon aanspreek, die woorde wat jy gebruik. En dis eerbied. Hoe sou 'n mens daardie persoon hanteer? Dan vra die Here dat hy so eerbiedig word, eintlik nog meer dat 'n mens hom sal vrees. Hy is die skepper van hemel en aarde wat alles gemaak het. Hy is die God wat nie 'n begin of 'n einde het nie, die almagtige God, die lewende God wat alles geskep het. Daarom verdien hy daardie eerbied en moet hy gevrees word. Dis meer eerbiedig as wat 'n mens enige persoon ooit sal kan hanteer. En die Here vereis dat sy kinders so sal optree en steeds verwag die Here dat ons vandag in hierdie tyd, selfs na die Nuwe Testament met die Here Jesus wat gekom het en alles wat gebeur het, dat ons 'n vrees vir die Here sal hê. Dat ons sal optree asof hy die lewende God is, die skepper van hemel en aarde. Hy is nie sommer maar net nog iemand nie. Hy is nie iemand wat 'n mens net soos 'n vriend of 'n familielid hanteer nie. En vir my 'n mooi voorbeeld is altyd, ek dink ek het dit al vir u vertel of het al vir u gesê daarvan, maar as Israel se hantering vroeër, waar hulle so vrees vir die Here gehad het, dat hulle nie eers sy naam wou uitskryf nie, hulle wou nie eers sy naam spreek nie, hulle het mos net die letters geskryf, JHVH. Nou kom mense vandag en hulle sê, dis of Jehovah of Yahweh, maar dit maak nou nie saak nie. Die eerbied wat hulle gehad het, dat hulle nie eers sy naam wou skryf nie. En dan dink ons leer God ken in die Ou Testament, hy is dieselfde God. Dieselfde God wat ons vandag nog dien. Dieselfde God wat ons vandag nog kan vrees, kan eerbiedig. En kinders van die Here, selfs kinders van die Here moet versigtig wees om nie te familier te word, nie, om hom steeds te hanteer as die God van hemel en aarde. Hosea 11 vers 9 sê, want ek is God en nie 'n mens nie, die heilige in jou midde. Steeds die Here vrees en om daardie respek, daardie eerbied gee wat hom toekom. Dis 'n vereiste wat die Here vir sy kinders gee. En daardie vereiste, as 'n mens die Here vrees, dan verander dit jou optrede. Dan verander dit 'n mens se optrede, want 'n mens tree met daardie vrees op. Dan die tweede gedagte wat ons hierin raak sien, is die Here verwag dat sy kinders in sy weë wandel. Deuteronomium 10 vers 12, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, wat ons nou reeds behandel het, in al sy weë te wandel. So die Here vra vir hulle, dat hulle hom sal volg, in woord en in daad.
Micha 6 vers 8 sê, hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is, wat vra die Here van jou anders as, en hier sê hy dit as, om reg te doen. Volg die Here in woord en daad, doen wat reg is volgens die Here. Juis waaroor ons Woensdag aand gepraat het met ons biduur, toe praat ons bietjie oor Jakobus en om daders van die woord te wees. Jakobus 1 vers 22, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Die Here het vir Moses die wette gegee, baie duidelik, die 10 gebooie, hy het 'n verwagting vir hulle geskep, dit is die grense waarbinne hy wil hê hulle moet wandel, wat hulle moet doen, hoe hulle moet leef, en al daardie wette wat dan ook gevolg het, wat hy vir hulle gegee het, en dan die belofte, as julle binne in hierdie grense beweeg, wat ek vir julle stel, hierdie wette, hierdie manier van wandel, dan sal dit met jou goed gaan. En dit het so gebeur, as hulle die Here volg, het dit goed gegaan. En hier in Deuteronomium het die volk nog nie die volle woord van God gehad nie. Maar ons het. Ons het weer die voorbeeld van die Here Jesus Christus, wat hy kom wys het, maar hoe leef mens binne in daardie grense, hoe wandel jy? Die Here Jesus het vir ons gewys. Al daardie voorskrifte wat daar was, tot op die Here Jesus wat dit kom uitleef het. Hy het dit kom vervul, hy is die voorbeeld. En hy het vir die skrifgeleerdes en fariseërs en sadduseërs en almal anders wat daar was, gewys, hoe moet 'n kind van die Here leef? Daar's 'n voorbeeld om te volg. So daardie vereiste om in die Here se weë te wandel, dink ek is vir ons makliker. Ons lewe nie in die tyd wat hulle geleef het nie. Ons het die hele Ou Testament as voorbeeld van Genesis 1 vers 1 tot en met die einde van Openbaring het ons die hele woord van God om te sien, hoe moet ons in die Here se weë wandel? Ons kan sien watter foute het hulle in die Ou Testament gemaak. Ons kan kyk na die Nuwe Testament en die volmaakte voorbeeld van die Here Jesus. En dan het ons nog al die sendbriewe van Paulus en Petrus en Johannes en Jakobus en die apostels wat vir ons wys, leer, hoe kan ons prakties in die Here se weë wandel. En dit alles vir ons in die woord van God. Dis vir ons hier saamgevat en daarom lees ons dit in Psalm 119. Die hele Psalm 119 wandel gaan ons oor die woord van die Here. En daar lees ons, ek gaan net vers 1 tot 3 lees. Welke geluksalig is die opregtes van weg wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek en geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. Die woord van God leer hoe om in die Here se weë te wandel. Maar dan moet mens tyd deurbring in die woord om te sien hoe moet 'n mens hom volg, en daaroor gaan ons vanaand nou bietjie meer praat. Maar ons het die Here Jesus se voorbeeld. Ons kan net die vraag vra, wat sou Jesus doen? Hoe sou die Here Jesus optree in hierdie situasie? Hoe sou die Here Jesus hierdie saak hanteer? Dan moet ons vir onsself die vraag afvra, wandel ons in die weë van die Here? Leef ons soos die Here Jesus? Ons lees in 1 Johannes 2 vers 6, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. Die Here verwag dat ons in sy weë wandel. Dis my nogal 'n interessante woord. Ek dink ons moet een keer met 'n bid hier miskien 'n studie doen oor daai woord wandel, want ons het al baie daaroor gepraat, baie boodskap al daaroor gebring, maar so 'n interessante woord, maar om in sy weë te wandel. Dan kyk ons in ons volgende gedagte vanoggend, en natuurlik weet ons, dit moet en dit sal deel wees, en dit is, die Here verwag dat sy kinders hom sal lief hê. Ons het nie 'n koue godsdiens nie, ons het nie net 'n vormstruktuur nie, ons het 'n persoon wat ons moet lief hê. Deuteronomium 10 vers 12, en nou Israel, wat eis die Here jou God van jou as net, om die Here jou God te vrees, en sy weë te wandel, en hom lief te hê. So belangrike gedagte om die Here lief te hê, uiters belangrik, dat dit deel van 'n kind van die Here se lewe moet wees, want dit sal my motief, dit sal my lewe, dit sal alles van my beïnvloed. En daarom in Micha 6 vers 8 ook, het hy jou bekend gemaak o mens wat goed is, wat vra die Here jou God van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag. Kyk net na die wet van die Here, ons het gelees in Deuteronomium, en daar so ontvang Moses mos nou die wet van die Here,
En dit sit presies uiteen wat die Here verwag van sy volk op daardie tyd, daai grense wat hy gestel het. Nou gaan ons Nuwe Testament toe en die skrifgeleerdes probeer die Here Jesus vasvra en hulle vra vir hom, nou al hierdie wette wat die Here gegee het, hier vir Moses gegee het, wat se een sou hy nou sê van hierdie wette is die belangrikste, en ek vry vertaal nou as ek dit so sê, wat sou hy nou sê is die belangrikste in hierdie wet? En die Here Jesus antwoord, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Natuurlik saam met dit die liefde vir die naaste. Maar dis wat die Here Jesus sê is die belangrikste van die wet. Liefde vir die Here. Die nommer 1 ding. So dis nie vir ons vreemd dat een van hierdie vereistes, hierdie verwagtinge wat die Here vir sy kinders het, is dat hulle hom sal lief hê. Dat hulle in liefde optree. En dis baie keer waar Israel die fout gemaak het, van Moses en die volk se tyd af en verder. As hulle die Here lief gehad het, sou hulle nie agter ander gode aangeloop het nie, en die Here leer dit vir ons, hy vergelyk mos baie keer sy verhouding met sy kinders as 'n huwelik. En as daar liefde is, dan sal dit mos nie gebeur nie, en hy wys dit. Maar Israel loop rond agter ander gode aan, hulle verontagsaam sy wil, sonder om 2 keer te dink, want daardie liefde het ontbreek. En die Here sê vir hulle, hy verwag dat hulle hom sal lief hê. En dis wat die Here van ons verwag, dis sy begeerte dat ons hom sal lief hê. Dan weer daai voorbeeld van 'n huwelikspaar, 'n man en 'n vrou wat mekaar lief het. Die Here vertrou, verwag, vereis dat sy kinders hom sal lief hê. Maar net so vinnig, 'n fundamentele vraag, iets wat 'n mens baie keer mis is, wat is liefde? En dis mos nou iets wat 'n mens baie oor dink, baie oor praat, of partykeer nie so baie oor dink nie, maar as 'n mens vir die jong mense vandag gaan vra, wat is liefde, dan sal hulle mos vir jou sê, dis hierdie vlinders hier in jou maag, en die gevoel wat jy kry, maar dis nie liefde nie, daai is 'n gevoel gaan verby. Mense wat lang getroud is, ek het nou vergeet om af te kondig, Meld en Tannie Maureen is, die 4de, 16 jaar getroud. So, mense wat lang getroud is, weet, liefde is nie 'n gevoel nie, daai gevoel gaan op en af, en so nou en dan doen ons nie wat ons moet nie, en dan is daai gevoel nie so wonderlik nie, en dan bring ons weer blomme, en dan is die gevoel weer wonderlik, maar daai gevoel is op en af, maar liefde is 'n intellektuele besluit wat 'n mens neem. Dis 'n besluit wat ek neem om my beste vir iemand te gee, dis 'n besluit wat ek neem om tyd met iemand te spandeer, dis 'n besluit wat ek neem om lojaal teenoor iemand te wees, al is my gevoel nie daarbo op die hoogste plek waar hy kan wees nie. Liefde is baie meer as net 'n gevoel. En dit wat die Here vir ons gedoen het, is uit liefde uit. En dit wat ons vir die Here moet doen, is uit liefde uit. Dis daai besluit wat 'n mens sal neem om die Here lief te hê. 'n bekende voorbeeld hiervoor is sekerlik die gemeente in Efese, Openbaring 2, en daar lees ons mos van al die wonderlike goed wat hulle vir die Here gedoen het. Hulle het gearbei vir hulle meester, hulle het slegte mense teëgestaan, al die wonderlike goed, maar dan lees ons in Openbaring 2 vers 4, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Dan dink ons aan daai vers, al het ons nie die liefde nie, sonder liefde is ons niks. Die kern van ons geloof, wat ek aan die begin gesê het, is 'n persoon. Dis die Here Jesus Christus, is 'n verhouding met hom, en in hierdie verhouding moet daar liefde wees. Dis wat die Here verwag, dat sy kinders hom sal lief hê. Saam met dit, en eintlik al hierdie gedagtes loop so hand aan hand, maar saam met dit, die Here verwag ook dat sy kinders hom dien. Deuteronomium 10 vers 12, ek gaan nie weer die hele vers lees nie, ek gaan net daar lees, van die komma af, en al sy wete wandel, en hom lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart, en met jou hele siel. So wanneer 'n mens net dink aan die woord dien, dan dink ons mos aan die voorbeeld van iemand wat op hulle knieë miskien is, iemand wat aanbid, ons kry die voorbeeld van 'n dienaar en sy koning, of miskien nog 'n beter een, as 'n mens praat van dien, dan dink jy aan 'n slaaf, iemand wat iemand anders bedien. En daar's een ding wat al hierdie beelde in gemeen het, een ding wat ons nader aan die waarheid bring, en dit is wanneer iemand dien, dan is hulle fokus op die persoon wat hulle dien. Dit wat hulle doen, hulle lewens draai eintlik rondom daardie persoon. So iemand wat die Here dien, se lewe draai rondom hulle meester.
'n bekende teoloog skryf, to serve the Lord your God is to have the worship of the Lord as the central focus of one's life. Met ander woorde, hy is die middelpunt van iemand se lewe, die middelpunt van jou bestaan. En dis een van sy eise aan sy kinders. Toe die Here hierdie eise daar aan Moses en die volk gee, sê hy vir hulle, hy verwag dat hy die middelpunt van hulle bestaan sal wees. Hy verwag dat hy hulle fokus sal wees en dat hulle daarvolgens sal optree. Hulle moes hom eerste stel, hulle moes hulle self ondergeskik aan die Here stel. Micha 6 vers 8, die vers wat ons nou ook deurgaan so na verwys het, sê, en ootmoedig te wandel met jou God. Weereens, dit gebeur nie. Ons sien hoeveel keer in die woestyn, dit het vir hulle oor hulle self gegaan, dit het oor hulle behoeftes gegaan, dit het oor hulle begeertes gegaan, en hulle het hulle self elke keer eerste gestel, terwyl die Here hier al vir hulle gesê het, hy verwag dat hulle hom sal dien, dat hulle hom eerste sal stel. Wat verwag die Here van ons? Dat ons fokus ook op hom sal wees. Dat ons lewens rondom hom draai. Dat ons niks bo hom sal stel nie. So dis nou als Ou Testament, maar wat sê die Nuwe Testament? Ons kyk na wat skryf Paulus, Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Handelinge 20 vers 24, maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring in die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Sy hele lewe het gegaan oor sy meester. Dit was sy fokus, dit was sy middelpunt. En wat 'n wonderlike voorbeeld was dit nie vir ons nie. Dat hy selfs die Here bo sy eie lewe stel. Dit is wat dien beteken. Die Here verwag het ons om eers te stel. En dis so in alle fasette van ons lewens. Ons wil baie keer ons godsdiens en ons kerkgaande lewe eenkant hou, maar werk is daar, en ons huwelik is daar, en ons stokpertjies is daar, maar die Here verwag dat in elke faset van my lewe, dat hy eerste sal kom, of dit my huwelik of my werk of wat ook al dit is, dat hy eerste sal kom. En dat ek in daardie aspekte van my lewe optree op 'n manier wat ek hom sal dien. So dien die Here soos wat hy van ons verwag. Dan ons laaste gedagte, en dit skakel eintlik baie nou in met om in die Here se weë te wandel. Het ek hom nou gemis? Nee, ek het hom nie opgesit nie. Ek gaan nie stop nie, al is hy nie op die skyfies nie, ons gaan aan met ons 5de gedagte. Die Here verwag dat sy kinders sy gebooie sal onderhou. Deuteronomium 10 vers 13, om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge, wat ek jou vandag beveel, en dan die woorde wat ons al genoem het, dat dit met jou goed kan gaan. So dit skakel weer so goed in by die vorige 2 punte, want as ek die Here lief het en ek dien hom, dan sal ek ook sy gebooie nakom. Ek sal hom wil gelukkig maak, en ek sal hom bo myself stel, en ek sal doen wat die Here van my verwag. So, om sy gebooie na te kom. So as ons teruggaan na die gedeelte wat ons gelees het in Deuteronomium, die Here sê, hy vereis, en hy stel nou daardie vereistes aan die Here, dat dit met hulle goed sal gaan, en daarom het hy ook gesê, hulle moet sy wette nakom, dit wat hy vir hulle gegee het, dat hulle die 10 gebooie en sy verordeninge sal nakom, dat hulle nie sal sondig nie, dat hulle rein voor die Here staan. Sodat, en dis waaroor ons ook baie keer nie praat nie, hoekom moes hulle doen? Sodat hulle 'n voorbeeld vir die nasies sou wees, sodat hulle kon sien hoe God gedien moet word, sodat ander ook God as die ware God kan aanskou, maar dit het nie so gebeur nie. Die tragiese is, terwyl hulle die ware God van hemel en aarde moes dien, het hulle keer op keer agter ander gode aangeloop. Elke keer het dit sleg met hulle gegaan, totdat hulle uiteindelik in ballingskap weggeneem is, omdat hulle nie die Here se gebooie nakom nie. As ons kyk sy eerste en sy tweede gebod, hy is die Here. Niemand moet gedien word behalwe die Here nie, en hulle het nie sy gebooie nagekom nie. En dit het sleg met hulle gegaan. En die Here skep die verwagting, sy kinders moet sy gebooie onderhou. Micha 6 vers 8, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is, wat vra die Here anders van jou, as om reg te doen. Ons fokus weer op daai woorde, reg te doen. En die Here leer in die woord wat reg is. En so, ons het gesê vroeër in die boodskap, ons het die hele woord van God, ons weet wat was
morele wette gewees, ons weet wat was gesondheidswette gewees, ons weet wat sê die Nuwe Testament, ons het 'n mooi geheelbeeld, en ons weet hoe om die gebooie van die Here na te kom. As 'n mens gaan kyk daar buite, hoeveel mense sukkel geestelik? Hoeveel mense sukkel emosioneel, sukkel met depressie en probleme, en hulle is moedeloos, en hulle weet nie wat kant toe nie, en hulle is mismoedig, en hoeveel mense sukkel met, hulle weet nie wat die toekoms inhou nie, en hulle weet nie wat die ewigheid inhou nie, en al hierdie goed, en hulle sit met al hierdie probleme, terwyl die Here baie duidelik leer, in die woord, ons fokus nou meer op kinders van die Here as mense wat hom nie dien nie, maar as ons die woord nakom, dan sal dit met ons goed gaan, en ek het gesê, ons gaan nou nie te veel uitbrei oor wat beteken goed gaan nie, ons het dit so paar Sondae terug gedoen, maar geestelik en emosioneel sal dit met ons goed gaan, ons ervaar die vreugde, die vrede van die Here, ons ervaar sy beskerming, ons kan, soos Dawid, geruste hart hê, want ons weet die Here is daar en hy voorsien, en ons kan al ons probleme, alles na hom toe vat, as ons die gebooie van die Here nakom. As ons die gebooie van die Here nakom, het ons vrymoedigheid om te bid. As ons dit nie doen, het ons nie daai vrymoedigheid nie. Ek dink ek het dit vir die kinders gesê, laasweek met die kinderdiens ook. Maar dink so daaraan, as 'n ouer, as 'n mens se kinders doen wat jy sê, as ons nou sê, hulle kom ons gebooie na, dan wil ons hulle mos beloon. Jy wil hulle bederf, jy wil dit moet goed gaan met hulle, jy wil graag daar wees vir hulle, en ouers wil altyd so hulle kinders, maar as 'n kind nie vir hulle ouers luister nie, en hulle tree direk op teen wat hulle ouers sê, dan kan ons hulle mos nie beloon nie, dan kan ons nie vir hulle al die lekker goed gee en hulle bederf, as hulle die heeltyd teen ons optree en teen ons woord gaan. Ek weet die moderne mense vandag doen dit, maar dis nie wat mense veronderstel is om te doen. Want wanneer ons nie in die Here se weë wandel nie, wanneer ons nie sy gebooie nakom nie, wanneer ons nie leef in die woord nie, dan kan die Here my nie seën nie, dan kan dit nie met my goed gaan nie. Wat wil die Here hê? Hy wil die beste vir my. Daarom, ek verwys weer na Psalm 119 vers 1, welgeluksalig, daai mooi Afrikaanse woord wat beteken 3 maal gelukkig of 3 maal geseënd, welgeluksalig is die opregtes van weg wat in die wet van die Here wandel. Die Here verwag dat ons sy gebooie bewaar. En daarmee sluit ek af. Ons vat net so vinnig saam waarna ons gekyk het in daai 2 verse in Deuteronomium. Wat verwag die Here van sy kinders? Hy verwag dat hulle hom sal vrees, eerbiedig sal wees. Hy verwag dat hulle in sy weë wandel, deur in die skrif te leef, en meer nou vir ons om die Here Jesus se voorbeeld te volg. Die Here verwag dat sy kinders hom liefhet, want dis 'n verhouding wat 'n mens het met die Here Jesus. Hy verwag dat ons hom sal dien, deur hom eers te stel in ons lewens, om ons fokus te maak, en hy verwag dat ons sy gebooie bewaar. Die hartseer van die verhaal is, Israel het dit nie gedoen nie. Hulle het nie geluister nie. In Micha het ek vir u gesê, die opskrif van die gedeelte is, God twis met die volk oor hulle ongehoorsaamheid, en hy sê vir hulle, hy het jou bekend gemaak, o mens, die Here het vir hulle gewys, hulle het geweet, maar hulle het steeds nie geluister. Ons weet ook wat die Here van ons verwag. Die verskil is, ons wil dit doen, ons gaan dit doen, want dan weet ons ook, dit gaan goed gaan met ons. Dis die kern van ons geloof, die kern van ons verhouding met die Here. Dis wat die Here van ons vra, dat ons hierdie dinge wat ons sou saam hanteer het, dat ons dit sal doen. Dit alles in daai persoonlike verhouding met die Here. Soos ek met die liefde gesê, dis nie 'n gevoel wat ons gaan hê en dan gaan dit verby nie, dis 'n besluit. Ons besluit om te doen wat die Here van ons verwag. En dan die belofte, dat dit met jou sal goed gaan. Doen wat die Here van u as sy kind verwag. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net so saam. Wonderlike Here, ons kom sê vir u dankie vanoggend, en eerstens vir die woord, Here, want u het reg deur die woord altyd kom sê wat u verwag. As ons teruggaan al die pad na die tuin van Eden toe, Here, u het presies vir Adam en Eva gesê, wat mag hulle doen, wat mag hulle doen nie, en hulle het geweet wat u van hulle verwag. Here, en so reg deur die woord, sien ons ook wat u van ons verwag. En ons bid, Here, dat ons as die kinders, wat in die weë wil wandel, u wil dien, u wil lief hê, alles van ons lewens vir u wil gee,
dat U ons ook sal help daarin, Here, om in U tree te volg, om te doen wat U van ons verwag. En sê ons dankie vir daardie belofte, Here. Hoeveel keer vind ons daardie belofte nie in ons woord nie? As ons doen wat U vra, Here, dan is U daar met ons. Dan seën U ons, dan gaan dit goed met ons. En ervaar ons ook U goedheid. En ons sê vir U dankie vir daardie beloftes. Wees dan met ons, Here, deur die res van hierdie dag, vanaand ook, waar ons so by mekaar gaan kom en gesels oor persoonlike stilte tyd, dat U dan so met ons daarin ook sal wees en dat dit vir ons bemoedigend en opbouend sal wees. En ons dankie vir almal wat so hier is vanoggend en ons bid ook vir die wat nie hier kon wees nie, Here. Ons bid vir die ook wat die boodskap luister na die tyd of op die uitsaai mediums, dat U so U woord sal laat geld. Ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. U kan saam met my staan, dan sing ons slotlied, Toets my, o Heer, en die engel, Search me, o Lord.